Bring it all, it's nothing more. Cause you worthy of it all. Cause you worthy of it all. That's what you are. You are worthy of it all. I'm wrong, you are. And you are. You deserve it all. That's the youngest glow. Worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy of it all. I found you are always. You are free. You could more than before. You show what we should do. You show that you worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. Because you worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Come to our you deserve. You only look more than you would at all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. From you are. You are. You deserve glory. Because you worthy of it all. You are worthy of it all. And from you are
것을 모르거든 이샤라오 이샤라오
More
Mantarayente que esti. Just lift your hands for a moment and just acknowledge the presence of God. I want you to proclaim today and just say, Lord, I acknowledge the presence of the Almighty God in this place. Anything can happen in this place. Because in the presence of God, there's no lack of anything. There's a multitude of anything you want. There's plenty in the presence of God. Vader, dankie dat ons vanmôre u teenwoordigheid in hierdie plek kan ervaar. Dat u in hierdie plek is, Here. Here, van die oomblik toe ons vanmôre ons voete by hierdie plek ingesit het, Here, het ons ervaar dat God vir ons hier mag hierso, Here. Ek wil vanmôre bid dat u woord vanmôre in elke hart geseën sal wees, Here. Dat dit vanmôre sal inslag vind en dat manne en vroue vanmôre in hierdie plek, Here, sal ervaar dat God hulle liefhet en vir hulle omgee, Here. Dat u vanmôre, Here, soos wat die profetiese woord en die taal en uitleg gekom het, Here, dat u ons nie sal vergeet nie, Here. Dankie vanmôre dat ons weet, u ken ons, u weet presies, Here, wat ons nodig het vanmôre. Ek bid vanmôre, ek verklaar my totale afhanklikheid van die krag en die seën van God se Heilige Gees. Ek bid dat die salwende krag van God se Heilige Gees vanmôre hierdie woord sal dryf, Here. En aan u kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons hart en ons dankie daarvoor, Here. Amen en amen. Die wat die Bybel gebring het, terwyl die klavier so saggies speel. En ek gee my dit blaai na Matteus 9 vers 35. Draai net gou na iemand toe naby jou en sê net vir iemand naby jou, Jesus ken jou. Hy ken jou naam. Hy weet wie jy is. Voor jy gebore was, het God jou geken. Voordat jy in jou moeder skoot gewee was jou naam reeds op die lippe van God in die hemel. That's who he is. I'm gonna read from God's word, Matthew 9 verse 35. Then Jesus began traveling through all the cities and the villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every illness. Glo dit? When he saw the crowd, he was deeply moved with compassion for them, because they were troubled and helpless, fainting and cast away, as sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest indeed is plentiful, but the laborers are few. Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest. Tot sover mag die Here sy woord aan ons harte sien. Dankie Aie. Dankie vir ons musiekspan wat ons lei in die teenwoordigheid van God in. Ek gaan vanmôre nie vir 'n vreeslike intelligente teologiese dogmatiese boodskap bring nie. Ek gaan vir die preek so van die vloer van my hart af. Die Here laat my baie keer goeders ervaar wanneer ek met die Here besig is en dan vanuit dit uit sal God met my begin praat oor wat ek aan u moet oordra.
Ek gaan met u praat oor Jesus knows. Hy weet. He knows everything. During this week while I was in town, I was stopping my tracks for a moment as my attention was drawn to the people around me. And by myself, I decided to see if I can find anyone with a smile on their face. But everybody I passed was just focused on what they had to do to get the job done. But in my spirit, I picked up a troubledness, and in some people, a total hopelessness and helplessness on the shoulders of these people. Terwyl ek so staan, ek het op 'n stadium die mense het seker gewonder wat doen ek, want ek het sommer so gaan staan in die spar en ek het sommer net die mense so uitgekyk. Net so soos hulle by my verbystap. En ek het in 'n oomblik het ek besluit om iets te probeer. En elkeen wat by my verbygekom het, het ek vriendelik gegroet en mooi glimlag gehad. Hoe gaan dit met jou? Jy 'n mooi dag vandag. En al wat ek teruggekry het, met 90% van die mense was so verpligte skewe glimlaggie. Wie weet waarvan praat ek vanmôre? Ander het maar net so die kop so geknik en maar aanbeweeg. En toe asof hulle op my pad gestuur word, het daar selfs mense by my verbygekom wat ek weet wat kinders van die Here is. Maar selfs by hulle was dit asof daar 'n ontsaglike swaar belastheid op hierdie mense druk. Mense wat ek ken, dan sê ek, hoe gaan dit met julle? Ag, okay. Alright. Kap me aan. Ag, kom man, wie weet waarvan praat ek vanmôre? Iemand kry ek wat ek weet wat eintlik 'n mooi pad met hier stap. Ek sê, "Hey, hoe gaan dit met jou?" Hy sê, "Ag, jong, so tussen die boom en die bas." En jammerlik sien ek hierdie mense seker vir 'n uur lank net verby my strompel met dit wat op hulle skouers hang. Op daardie oomblik besef ek dat die pas van die lewe het al hoe vinniger geraak. Mense wil vinnig gou-gou hulle doen wat hulle doen, want hulle moet aangaan met iets anders. Ag, en ek weet dit gebeur met ons ook, met my ook. Jy moet vinnig hiernatoe, vinnig daarna toe, vinnig dit. Jy sien die uitdagings op die tafel het al hoe meer geword en al hoe starwer geword vir mense. En so het ek in my kar geklim en huis toe gekom en so vir elkeen gebid wat verby my gestap het. Woensdagoggend terwyl ek met die Here besig is, in 'n oomblik toe ervaar ek asof daar 'n ontsaglike doodse moegheid op my toesak. In 'n oomblik voel dit vir my asof al my kragte getap word. En asof ek in 'n woestynland sit
en soos 'n gedroogde waslap so een kant toe gegooi is. Op daai oomblik terwyl ek dit ervaar, toe besef ek dat God vir my iets wil sê. Want dis eintlik wie ek is nie. Ek is altyd opgeruimd en ek lag altyd. Maar op daai oomblik, toe hoor ek hoe die Gees van die Here met my begin praat. En die Here sê vir my, hoe voel? Jy ken, voel so. Die Gees is gewillig, maar die vlees wil nie. And as I opened my Bible, it fell open in this scripture that I read this morning, and the part that got my attention was verse 37 and 38. I said, then he said to his disciples, the harvest indeed is plentiful, but the laborers are few. Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest. I said, Lord, but why does this verse 37 and 38, it doesn't really match with the previous verses. And the Lord said the reason why there's not enough laborers is exactly what you are feeling today. Because the laborers are troubled and helpless. The laborers, those who are supposed to bring in the harvest, are so tired, so caught up in everything, it feels like they're going to faint with all the pressure that's upon them. Some of them even feel cast away, as the scripture has said to us. En dit is asof daar iets duidelik raak in my binneste. Dis asof die Gees van die Here met my begin deel, dat selfs manne en vroue wat staan, wat so graag 'n verskil vir God wil maak, wat so graag net iemand wil aanraak en iemand se lewe wil verander. Manne en vroue wat staan en sê, Here, ek soek die krag van God se Heilige Gees. Ek soek 'n change in hierdie wêreld. Ek soek 'n change in mense se lewens. Sit op hierdie stadium van die weg langs die kruite, moeg, afgemat en uitgeput. Omdat die lewe sy tol geëis het. Jy sien, wanneer ek 'n boodskap bring, dan praat ek uit ondervinding uit. God laat my goed ervaar en laat my goed beleef. Op 'n stadium donderdagoggend, eintlik donderdagmiddag, vra Renet, ek moet gou iewers heen ry saam met haar. Sy is binne na die vrou toe, sy gaan wou iets gaan doen en eintlik het 'n afspraak maak en die vrou sê ek sal later terugkom. Ag sy sê ek sal later terugkom vir dit. Nee, sê die vrou, kan jou nou aan, ek kan jou nou help. En sy sê okay, ek wil net vir Tony gaan sê hy sit in die kar. Ek wil net vir hom sê hy moet net so 'n bietjie wag. En een van die ander mense sê, ag laat hy net hiernatoe kom. Ek het hom nodig vanmôre. Nou kom Renet by die kar en sy sê vir my, die vrou sê sy het jou nodig. Nou sê ek, ag Here. Nie nou nie. Ag nie nou nie. Ek wou nou net die lekker chill terwyl sy besig is. Maar ek klim uit die kar en ek stap soontoe.
en God change iemand se lewe. Because in the state that I was in, I was willing to be used. Ek sien kind van die Here aan die einde van die dag, hoekom ek dit vir jou sê vanmôre is, that sometimes we are troubled and we even feel helplessness in our midst. Sometimes we feel that we are cast aside. But you know what? Jesus knows it. Jy sien wie wat gebeur met ons as kinders van die Here, wanneer ons baie keer so voel, ag ek wil nou 'n area betree waar die engele voor bang is, maar wil tog vra. Wie het al gevoel, Here, ek is amper te moeg om te bid. Jy wil sommer net iewers so gaan neerval en net sleg wees. Ek sien ons voel partykeer in daai oomblik, ek is niks werd regtig nie. Ek raak niemand aan nie. Bring ek regtig 'n change in mense se lewens? Ek sien nou Woensdagoggend dat die Here met my hierdie goed begin deel, presies dit. En wie wat op Donderdag by daai plek uitstap, toe sê ek, Here, I am bringing a change in the lives of people. Alhoewel het my gevoel het op Woensdag, dit wat die Here my laat deurgaan het, wat ek sê, maar ek is nie eintlik so 'n persoon nie, maar die Here laat my hierdie goed deurgaan Woensdag, dat ek kan besef Donderdag, jy maak 'n verskil in mense wat jy nie eens weet se lewe nie. En terwyl ek by die huis kom en ek by die Here gaan sit, toe sê die Gees van die Here vir my, maar ek wil net vir jou sê, moenie sleg voel, omdat jy partykeer so voel nie, of omdat jy voel, ag ek is moeg net nie, of so wat jy gevoel het, net nie nou nie, want ek weet presies hoe jy voel. Jesus knows. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy sit in hierdie plek vanmôre, en dit wat in jou hart geberre word, weet hy wat die naaste aan jou is, weet dit dalk nie eers nie. Die hartseer, die bekommernisse, dit wat die trane wat jy stort wanneer jy alleen is, wat niemand vanmôre dalk sien eers nie, wat niemand van weet vanmôre, Jesus weet. Hy ken dit vanmôre. Hy ken elke traan wat op jou wange oorhardloop. Hy weet van elke sugting wat jy gee. Hy weet vanmôre van elke las wat jy uitroep, Here, ek kan nie meer nie. Dan draai hy vanmôre na jou toe. En hy sê, I was deeply moved with compassion for you. Miskien sit jy vanmôre in hierdie plek in die gejaagdheid van die lewe, die gestres om net te survive. Hy dalk sy tol geëis op jou vanmôre. Jy wil so graag jou beste vir God gee. Maar jy voel vanmôre so uitgeput, uitgebrand, uitgewas, uitgedroog. Noem dit vanmôre net wat jy wil. Ag, dan praat ek nie eens van die teenkanting wat die kinders van God het in die dag wat ons in leef nie. Sogenaamde Christene sal, maar in die oomblik as hy sien jy stap 'n pad met God, sal hy alles in sy vermoë doen om jou te laat struikel. Kom aan, wie weet waarvan praat ek vanmôre? Mense sal alles in hulle vermoë doen om jou aan te kla en jou sleg te maak en 'n beeld van jou uit te lig wat jy eintlik nie eers is nie.
Ag, kan ek dit vanmôre sommer sê, baie Christene sommer net uit, om hulle wat werklik probeer die pad mooi stap, sommer net te verniel. Dalk voel jy vanmôre, Here, ek is so verniel. Dalk voel jy vanmôre, Here, ek is verneder. Ek is oorgeloop. Ek is in die grond ingetrap. But he has compassion on you. Die Bybel kom in die volgende gedeelte. Hy sê, then Jesus began traveling through all the cities and the villages, teaching in the synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every illness. But when he saw the crowd, when Jesus saw the crowd, he was deeply moved, the Bible says. But he just didn't just see a lot of people or just a crowd. He saw each individual. Hy het die hartseer, die gemoed, die uitgewasheid van elkeen in daai crowd het hy dit raak gesien. Jy sien, ek en jy kyk en ons sien 'n crowd. Jesus sien elkeen raak, individueel. Hy ken jou vanmôre individueel. Hy ken jou naam vanmôre. Want hy het jou naam vir jou gegee. Jy sien, die Bybel sê, voor jy jou moeder skoot gevorm was, het God reeds 'n boek geskryf oor jou. Dis soveel God vanmôre vir jou omgee. Dis vanmôre die compassion wat God vanmôre vir sy kinders het, as hy ken die diepste detail van jou lewe. Die Bybel sê, sal ek in die vlakte gaan, dan is hy daar. Sal ek op die berge klim, is hy daar. Al gaan ek in die diepte van die see, selfs daar sal hy my vind. Ek het vir jou boodskap vanmôre uit die hartkamers van God uit. God knows you better than you know yourself. He knows everything about you. Everything there is to know. He knows it. En omdat hy elke persoon individueel raak gesien het. Omdat hy dieper gekyk het as wat hulle wat om hulle gestaan het gesien het. Hy het dieper gekyk, hy het tot in die diepstes van daai mense se wesens het hy gesien wat in elkeen se lewe aangaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy sit in hierdie plek vanmôre. Jy dalk 'n ou maskertjie op wat jy sit en jy gee maar 'n glimlag, dalk 'n knop 'n knik van jou kop, dalk 'n skewe glimlaggie, wat dit ook al mag wees vanmôre. Het ek vir jou 'n woord van die Here vanmôre. God weet presies wat jy nou mee stoei. He knows everything. The best of everything. I say when he saw the crowd, he was deeply moved with compassion for each and every one of them. Dit was asof hy elkeen se hartklop gehoor het terwyl hy vir hulle staan en kyk.
Dis asof hy elkeen se gedagtes gelees het terwyl hy na hulle gekyk het. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy sit in hierdie kerkgebou vanmôre nie per toeval nie. Jy's in hierdie kerkgebou vanmôre sodat jy vanmôre kan hoor wat God vanmôre vir jou sê. Ek ken jou harte, ek ken jou hartkloppe, ek ken jou gedagtes van ver af. Ek weet presies hoe jy voel. Ek weet ewen wat jy nou dink, sê die Here. He knows everything. Dalk kan jy vir my vra vanmôre, maar pastoor, hoe is dit dan dat die Here Jesus ons so goed kan ken? Want jy sien, hy het self beleef. Omdat hy dit self beleef het, weet hy hoe jy voel. Die Bybel sê terwyl hy in Getsemane voor die Vader kniel en hy sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nog steeds nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En sy sweet soos bloeddruppels geword het wat getap het. En hy uitgeput en uitgemergel was in sy gees terwyl hy in Getsemane sy knieë voor die Vader buig. Die Bybel kom en hy sê, en die Vader het 'n engel gestuur om hom te gaan versterk. Jy sien, omdat hy in daai oomblik weet hoe dit voel om in 'n Getsemane te sit. Omdat hy weet hoe dit voel wanneer sy sweet soos bloeddruppels word uit angs. Omdat hy weet wat dit is om die dood in die oë te staar. Omdat hy weet wat dit is om te besef, my Vader gaan my verlaat. Kan hy vanmôre na jou kyk en sê, I am deeply moved with compassion for you. Dalk is jy vanmôre so moeg, so afgemat. Dalk wanneer die ligte af is en jou kop so op die kussing gaan neersit, dan loop die trane dalk so oor jou wange. But even in the darkness of the night, He knows. Dalk as jy daar loop iewerster, sommer net weg, bietjie stap van iemand af. He knows exactly what you are going through. Ricardo, elke keer wat jy daar so wegstap op die plaas en die trane oor jou wange waggel, dan sê God vanmôre, ek weet presies. Dis ek wanneer veel voel, Here, ek kan my een voet nie voor die ander een sit nie. Dan sê ek, I know. Ek sê weer vanmôre kerk, dis dalk nie vanmôre vreeslike teologiese ingewikkelde verskriklike revelation nie, maar ek het vir jou woord uit die hart van God uit vanmôre, wat God vanmôre vir die kerk van die Here Jesus wil sê, even in a time like this, I know everything. Die Bybel sê hy stuur, die Vader stuur 'n engel, vers 32 in Lukas 22, vers 43, ekskuus, sê die Bybel, hy sê, en hy het 'n engel gestuur en hom versterk. Dank God vanmôre, kerk van die Here, dat ons 'n hoëpriester het, wat presies weet hoe ek voel. Luister wat sê Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in elke opsig versoek was, net soos ons, maar sonder sonde. Net soos ons. Hebreërs 2 vers 16 sê, want waarlik,
Hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Besef jy vanmôre dat die seun van God, die koning van die konings, die Here van die leerskare, bekommer hom vanmôre oor jou. Wat doen ek en jy as ons oor ons kinders bekommer is? Jy gaan na hulle toe. Jy sê kom sit hier by my, wat gaan aan? Vertel my, praat met my. Laat ek jou op waar kan. Stem jy saam met my? En die Bybel sê hoeveel te meer julle hemelse Vader. As julle dan wat sleg is weet om goed vir julle kinders te doen, hoeveel te meer julle hemelse Vader. Ek wil vanmôre vir jou sê, al wat hy vanmôre vir jou sê is, ag kom sit net 'n oomblik by my en praat met my. Het jy geweet trane is ook woorde? Want trane is die woorde van die hart wat God verstaan. Daar's baie dae wat ek sommer net by God gaan sit en nie 'n woord bid nie, maar net trane stort voor God vir sekere dinge. En weet jy wat, as ek daar opstaan, dan weet ek, hy het my gehoor. Because why? He knows everything. Jesus knows. Vers 17 van Hebreërs 2 sê, hy sê daarom moet hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kan wees in die dinge wat in betrekking tot die God staan, om die sondes van die volk te versoen, want daardeur het hy self onder versoeking gelei het, kan hy help die wat versoek word en die wat beproef word. Daar's 'n ou liedjie wat ons altyd gesing het. Sing hom nog so partykeer. Hy sê kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek gee rus. Toe ek opstaan en nog verward my hand in syne lê, kry die lewe sin en maak jy krag vir my. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy roep vanmôre, hy sê kom na my toe. Kom sit hier by my. I just wanna inspire you. I just wanna lift you up. Then the scripture goes a little bit further in this passage. Verse 36 says, when he saw the crowd, he was deeply moved with compassion for them, because they were troubled and helpless, fainting and cast away, as sheep without a shepherd. Ek wil jy moet mooi besef wat hy hier sê. You must look carefully to this verse. He doesn't say they have no shepherd. Hy sê nie hulle is mense sonder 'n herder nie. Hy sê hulle is mense soos mense of soos skape sonder 'n herder. Met ander woorde, wat hy eintlik sê is hulle het 'n herder. Hulle het net vergeet hy's hulle herder. Hulle het 'n herder. Hulle het nie kies net om self die pakkie te dra. Hulle het 'n herder. Hulle kies net om self uit die dongas uit te probeer uitklim, in plaas om net te blaar. Jy sien wanneer ek in die dongas sit van hierdie lewe,
Wanneer dit voel of my voetjies gebreek is en ek in die sloote van hierdie lewe ingeval het en ek nie meer kan uitklim nie, want ek het nie die krag om uit te klim nie, dan roep ek na my herder. I just call upon my shepherd. Ons almal ken Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid. That's my shepherd. You see, he's the shepherd who will leave the 99 behind and come look where I am. Hy's die een wat vanmôre compassion oor jou het. Hy's vanmôre die een wat deeply moved is by dit wat jy deurgaan vanmôre. En hy kyk vanmôre, al wat hy vanmôre sê is, ag, wil jy nie so bietjie blaar nie? Ag, kan ek dit maar vanmôre sê? Here, sien my net raak vanmôre. Ek het nie woorde vanmôre nie. Here, ek weet nie wat om te sê nie. Maar sien my raak vanmôre, Here. In my toestand vanmôre, waar ek dalk een kant toe gewerp is. Die ashoop van die lewe dalk sit. Sê God vanmôre, my oor is na jou toe gewend. En ek hoor jou geroep na my. We have such a good shepherd, and he cares for me. He knows everything. Luister wat sê Johannes 10 vers 11. Hy sê, I am the good shepherd, who is willing to die for my sheep. When the hired man, who is not the shepherd, and does not own the sheep, sees a wolf coming, he leaves the sheep and runs away. So the wolf snatches the sheep and catches them. Vers 13, hy sê, the hired man ran away because he's only a hired man and does not care about the sheep. But I am the good shepherd. As the Father knows me and I know the Father, in the same way, hoor gou, I know. Kyk gou wat staan daar. He knows. I say, in the same way, I know my sheep, and they know me, and I am willing to die for them, because I care for them. That's the good shepherd. Jesus knows. Die stryd is nie joune nie. Die stryd is God se. Ek gaan sluit. Jy sien, net soos wat die Vader die engele gestuur het om vir Jesus in sy krisistyd te versterk, het die Vader vir ons 2000 jaar gelede op Pinksterdag die Heilige Gees gestuur om ons te versterk. En ag, baie keer vergeet ons van dit, en baie keer wil ons eie potjie krap, en baie keer ons eie stoei, en ons eie geveg. Maar vanmôre sê God, I'm giving you my spirit again, and again, and again, and again. Because I want to strengthen you today.
I want to heal you today. I want to touch you today. I want to restore you today. There's power in the Holy Spirit of God. There's power in the name of Jesus. There's power in the blood of Jesus. And He's giving it to us for free. Gratis kom hy vanmôre en hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Ek wil die swak hande weer oprig. Ek wil jou versterk vanmôre. Ek wil jou inspireer vanmôre. Ek wil my gees in jou binneste uitgiet. Jy sien die Bybel sê, by geleentheid, hy sê op die dag van die groot fees, het Jesus gekom. En hy praat van die gees en hy sê in die fontein, daar binne in jou sal 'n fontein wees van lewende water, wat sal uitborrel. Jy sien, dis lewende water wat nooit ophou nie. Because every time I get tired, I just go drink of the water that's inside of me. Hy het dit klaar vir jou gegee. Dis klaar uitgestort. Ek en jy moet vanmôre net sê, I accept, Lord. I accept. Kom ons sluit ons oë. Elke oog gesluit en elke hoof gebuig in hierdie oomblik asseblief, ek vra of niemand rondkyk nie. God is in this place. Ek wil net vir 'n oomblik daar waar jy sit, wil jy net sê, Here, dankie dat U my ken. Dankie dat U alles weet. Dankie Here dat U my beter ken as wat ek myself ken vanmôre. Dalk het jy vanmôre vermoeid en belas by hierdie plek ingekom. Mag God vir jou vanmôre versterk. Hy wil jou krag gee vanmôre. Hy sê, o almal wat dors het, kom koop by my sonder geld en sonder prys. Sonder geld en sonder prys. Ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie, maar as jy vanmôre dalk sê, Here, I just need a touch. I just need a touch, oh God. Staan vinnig op in jou sitplek en steek uit jou hande so na die hemel toe. En so, Lord, just see me. Here, sien my net raak vanmôre. Sien my net raak vanmôre. Sien my net raak vanmôre, Here. I'm worth so much more. I'm worth so much more. Terwyl jy so staan, wil ek jy vanmôre net uitroep na God. Sê vanmôre net, Here, sien my raak. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie 'n skande om vanmôre te kan bely en te kan erken ek het God nodig in my lewe nie. Actually, we all need Him.
Net daar waar jy staan, wil ek jy moet ervaar hoe God jou nou aanraak. Just feel the touch of the hand of Jesus upon you today. Just feel the touch. Not just a touch, but a touch deeply moved with compassion. A touch of power, a touch of grace, a touch of love touching you today. Ek wil hê jy moet vanmôre vir 'n oomblik, ag speel vir my enigiets, jy's reg. Net jou oë sluit daar waar jy staan. Ervaar net vir 'n oomblik die hand van God nou op jou. Ervaar dit vir 'n oomblik hoe God se gees jou nou aanraak. Vader, U wat elkeen vanmôre ken, beter as wat hulle self ken. U wat vanmôre alles weet. U wat vanmôre weet wat elkeen se diepste begeerte is. Tannie, wat is jou naam? Madeleine. Jou naam is help van God te kafeer. En elke keer wat jy na sy hand kyk, dan sien jy jou naam. Vader, ek bid in die toekoms. Let the power of God touch you. Ek bid dat die krag van die Here nou weer sal vloei in die naam van Jesus. En dat sy hierdie oomblik sal ervaar, Here, dat U vir haar omgee en dat U vir haar liefhebber. In the mighty name. Vader, ek wil vanmôre dat U by elkeen sal stil staan. Elkeen nou sal toevul met die liefde en met die genade en met die krag. Ek bid Heilige Gees dat U hierdie boodskap van vanmôre diep in elke hart sal kom plant, Here. Dat hulle dit nie sal vergeet nie. Here, dat wanneer daar kom wat hulle vir hulle voel asof hulle alleen is. As daar kom, Here, wat dit vir hulle voel asof die stryd te groot raak en die las te swaar raak, Here, dat hulle sal onthou, You have compassion on them. You are deeply moved by their feelings, O God. You are deeply moved by what they experience, Lord. What they think and how they feel, O God. Ek bid vanmôre, Here, dat U elkeen sal aanraak nou in die magtige naam van Jesus. Dankie vir genesende krag wat daar in Jesus is. Ek eer en ek loof en ek kan bid U daarvoor, Here. Amen en amen. U kan die sitplekke neem vir 'n oomblik. Ricardo en Melanie, kom staan gou by my toe.
Dis met hartseer wat ons vanmôre hulle release. Hulle trek Oos-London toe, né? PE toe. Dis nooit vir my lekker nie, maar ek weet, dis jou huis hierdie. Ricardo, dis jou huis. Ek is jou geestelike pa. En ek sal altyd daar wees vir julle. Maak nie saak wat en maak nie saak wanneer nie. Dis net goed wanneer mense gerelease word in 'n gemeente. Dis die regte manier. Mense gaan nie net sommer net weg nie. Jy release hulle, met ander woorde jy stuur jou seën saam met hulle. Jy stuur jou guns saam met hulle. Jy stuur jou gebede saam. Ek onthou toe hulle nou laas weg was ook. Hulle op 'n stadium het my gesê maar as ons gemeente het al ons livestream gekyk en hulle was so getrou en weet net ons is daar. Ons sal julle toemaak dag en nag. Ons sal altyd vir julle bid. En ons sal altyd lief wees vir julle. Want julle is ons mensies. En ons wil graag net vir julle bid. Waar is my vrou? Ag, as ek kom staan op my bietjie nader hierdie kant toe. As daar van julle is wat net julle hande wil op hulle kom lê vanmôre. Kom ons steek uit jou hande uit na hulle toe vanmôre. Vader, dankie dat ek vanmôre vir Ricardo en vir Melanie kan salf in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here dat ek vanmôre kan sê, hulle is kinders van hierdie gemeente. Maar Here, al gaan hulle daar waar dit ver is, Here, is U saam met hulle. En U ken hulle, U weet alles, Here. Dankie dat ons hulle kan release in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees met die salwende krag van God op hulle, die genade van God op hulle, die seën van die Here op hulle. Ek bid Here dat waar hulle gaan, dat hierdie engele gaande hulle bevel sal gee om voor hulle uit te trek, hulle agterhoede te wees en van alle kante al in te sluit, Here. Here, U weet hoe getrou hulle aan U werk is en daarom kan ek vanmôre bid dat U die sluise van die hemel fenomenaal en bonatuurlik op hulle sal oopmaak in Jesus naam. Dat hulle verbaas sal staan oor die guns van God wat op hulle is vanmôre, Here. En Here, dankie dat ons hulle vanmôre kan release. Dat ons hulle kan weet, Here, wanneer hulle weggaan, gaan hulle nie sonder U nie en hulle gaan nie sonder ons nie. Want ons stuur ons liefde, stuur ons saam met hulle, Here. Ons gebede stuur ons saam met hulle. Ons vra dit alles in die kosbare naam van Jesus. En ons dankie daarvoor. Amen en amen. Ek gaan vra dat ons afgeskeid het en julle by die deur staan, dat die mense julle kan groet, hoor. Kom ons staan vir 'n oomblik op ons voete asseblief. Kan ek jou vra om vanmôre net jou hande so op te steek en net te sê dankie Here vir wat ek vanmôre ontvang het. Thank you for your presence, oh God. Thank you for your grace. Dankie vir die omgee vanmôre, Here. En dankie dat U hier was. Ek bid Here dat U nou saam met ons sal gaan. Waar ons sal nou verdaag in die liefde en vrede. Dat U saam met ons sal wees, Here, elke tree wat ons gee, Here, want ons weet dat hy wat deur die Gees van God gelei word, hulle is seuns van God. En dat elkeen van ons vanmôre ons sal onderwerp aan die Gees, dat die Gees ons in hierdie week sal lei, Here, van oorwinning tot oorwinning en van krag tot krag. Ek bid dit in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. En die gemeente sê amen en amen. Yes, kom ons staan gou so 'n oombliekie. Sit hierdie nou aan. 1 2. Ek wil net gou bevestig dit wat pastoor vanoggend oor gepraat het. Ek en Nita het net voor die diens het ek vir Nita gesê wat die Here my gewys het.
En dit is verskriklik kosbaar. Ek en Annelies het 'n bitter moeilike tyd gehad vir 5 weke. Vanoggend, ek het op 'n stadium met ek so moeg en moedeloos geraak. En ek het gewonder hoekom en waarom. En vanoggend vroeg, toe gee die Here vir my 'n gedeelte in Amos. Nou, Amos is 'n ou kort profetiese boekie daar in die Ou Testament. En terwyl ek hom lees, kom ek agter, maar Amos het met hierdie mense gepraat en hierdie mense was so moeg en so moedeloos en raad op vir hulle omstandighede. En dadelik vat die Gees van die Here my terug na die Israeliete toe hulle in ballingskap was onder die Egiptenare. En die Here stuur vir Moses en hy sê vir Moses, Moses, gaan haal my volk uit, beroof die Egiptenare. Hulle moet die Egiptenare gaan beroof om saam te vat na die beloofde land toe. Want die Here sê vir Moses, ek gaan my volk uitlei na die beloofde land toe. En ek meen, hier is die Israeliete, all happy go lucky, ons gaan beloofde land toe. Beroof die Egiptenare, daar gaat hulle in Moses. Hier kom hulle voor die see. Waar toe nou? Hier is die see. Waar is die beloofde land? En hier kom die Egiptenare van agteraf, net soldate, om die Israeliete uit te wis. En daar staan geskryf dat die Israeliete vra, maar God, het hy ons nou net kom uitlei, sodat hulle ons kan kom doodmaak, en ons as volk uitwis? Want hier staan hulle. En ons staan soms met dieselfde gedagte. Wanneer ons moeg en moedeloos is, staan ons met dieselfde gedagte. Here, wat nou? Pastoor Tony voor die diens het gesê, God is 'n God van wonderwerke. En die Here sê vir Moses, slaan jou staf op die see. En mense, so doen God vandag nog. God is gister, môre, vandag, altyd dieselfde. Never ending changing. Ons moet net glo in sy woord. Want hy sê, ons sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat by sy mond uitkom. Baie dankie. Die Here seën. Onthou Woensdae is ons gemeente vasdag van